Ek wil vir julle 'n vers lees uit Psalm 139. Iemand wat beter is as die moeder. En wat hoër is as die moeder. En hoor 'n bietjie, wat jou moeder het jou geken. Sy jou dra daai 9 maande. Het jou geken. Van julle het erg geskoppel. Ek kan sien hierdie pastoor. Soos waar sy sê, was 'n instrumentbaba. Maar en luister hè, nou wil ek ook vir julle hartseer goedjies tussen sê. Ek is nou die evangelis. So ek kan nie net so 'n mooi program vir julle opdis nie. Ek moet ook sê, is baie moeders wat hulle baba vermoor het. 1200 'n dag word vermoor in Suid-Afrika. Dit is nie in die agterstrate nie, in die hospitale. Ons praat nie van die wat nog opgeplak is, dis nog meer. Ons kan random sê so 4000. Per dag babas in Suid-Afrika word van 1 Februarie 1997. Dit eers klein begin 350 'n dag, stryk nou daar. Dit het 29 Oktober 1996 ingestem, die DA en die ANC. Ek like om in die Weskaap dit altyd te sê, want ek hoor hulle maak sulke mooi paaie en goed, maar hulle vermoor kinders, of jy nou 'n counselor is of wat, 'n kindermoordenaar sal ek nooit bless nie. Mense raak kwaad, gaan kyk, ek is 33 jaar besig met dit. En hulle lieg vir die mense. Hierdie parlement wat 400 mense, 6 het dit veroorsaak dat dit ingestem is. Toe die stemming uitslag vir babamoord kom, dis nie abortus nie, is babamoord. Het hulle 6 meer gestem. Ek hoop so ons kan dit terugvat. Ek is besig met 'n drukgroep, nie 'n politieke party nie, 'n drukgroep. En dis een van die eerste dinge, wanneer ons geld het om Hooggeregshof toe te gaan ons die dokters van No Borders of Borders vat en prokureurs nou weer met een in Vredendal gesels en dit weer opsit en hierdie saak beklei. Maar net om te gaan aan R700 000 vir die eerste 1 minuut om kinders te spaar, maar ons gaan dit weer opsit. Want ek wens ek kan vanoggend vir julle gewys het. Hulle het nou gesien. 'n Vrou stuur vir my hier voor die naweek 4 fotootjies. En sy sê, Rooies, jy gaan 'n jaar en 'n half terug so aan oor die abortus. En ek dink, is die ou mal. Hy klink grous soos hy aangaan. Hy sê, en ek gaan sit stil en die Here sê, jy begin 'n plek in George. En sy sê vir my, hier's die 4 eerstetjies wat gered is. Kan ek vir julle sê, 50 jaar terug, sou ek 'n honoris Crux medalje gekry. Die president sal my laat kom het, en ek sal gesê het, ek spaar kinders se lewens. Nou is jy 'n terroris in die land, as jy abortus spaar, want jy's met haatspraak besig. Ja, dit wat ek nou so pas gedoen het, is ek met haatspraak besig. Die wêreld het hom so gedraai. Nee, net nog 'n laaste dingetjie. Het julle geweet dat die eerste Sondag van hierdie jaar sou al die kerke eintlik toe gewees het? Suid-Afrika weet niks. Julle 'n pragtige DA is saam met dit. Die Church Defenders, en dan gaan ek afsluit met dit. Ek wil net die nuus oordra. Pastoor, 'n vroue pastoor, Makuba. Sy veg vir ons. Terwyl ons hier aan vat, jy het nou al haar ontmoet. Julle pastoor het saam gaan loop. Ek eer jou daarvoor. Kan ek vir julle sê, toe ons in Pretoria kom by die Unie gebou 20,000 mense. Wil weer ras praat. Was daar nie 200 wites nie. Ons wites het gearriveer. Ons dink ons is okay. Ons staan net so af en toe met 'n trekker op 'n plaasmoord, verder niks. Ons moet by God uitkom. Nee, die wites, die almal moet by God uitkom. Pastoor Makuba, 'n vrou. Ek moet hierdie sê. Ek wil haar as 'n moeder vandag uitlig. Is 'n Deborah vir Suid-Afrika. Sy is die oorsaak dat ons vanoggend kan kerk. Maar gaan kyk 'n bietjie op Church Defenders, South Africa, op Facebook. Sy veg hierdie week baie erg. Hulle stem hierdie week in die parlement oor ons.
Die DA het nog nooit vir jou opgestaan. Die Vryheidsfront het ook nie daarvoor opgestaan nie. Ja, as die DP staan op en hashtag hoop staan op. Dis al wat vir ons opstaan. Ek wil julle net maar so 'n bietjie inlig. Ons moet 'n bietjie nuus kyk. Maar ek sê dankie vir 'n pastoor Makuba, pikswart vrou, wat vir ons wit brein en vir ons almal opstaan. Ek dank die Here. Terwyl ons op Facebook as ek kyk, ek is nie hier om vir jou baie te preek, ek moet net kom ster. En loop ek en die pastoor moet van Dinsdag af die vure doodslaan. So, dit is hoekom hulle begin inbring het, hulle wil 'n pastoor se preek sien voor die tyd. Want anders kom jag hulle so nonsens aan soos ek. Verstaan jy? Kalmeer nou, drink nog 'n depressiepil en wees rustig. Jy het my vanoggend laat stres, nou gaan ek jou laat stres. Ek was baie gepanikeerd vanoggend. Ek sal julle later vertel hoe hy my in 'n hot seat gehad. Maar hoor gemooi. Ek dink regtig ons te pad begin loop. Hier kom groot dinge vir hierdie plek. Môre aand moet julle hier wees. Hy begin 'n universiteit. Hy en sy vrou. Om pastore op te lei en beraders. Môre aand gaan julle kom hoor. En ek is die eerste professor wat môre aand daar praat. So julle moet daar wees. Maar hoor gemooi. Ek wil afsluit met pastoor Makuba. Terwyl hierdie, ek druk dit so, 'n pikswart vrou vir ons opstaan in hierdie land, vir ons Christene. Kyk ek die Afrikaners, en nou nie almal nie, hulle noem hulle Afrikaners op Facebook. En hulle sê, Trump, kan jy ons kom help? Hierdie swart vrou weet wie sy in Christus en sy begin doen iets. Van ons Afrikaners sê, sal jy ons kom help? Ons het nie genoeg marg in ons bene om self op te staan. Dis 'n skande, man. Laat Trump kom help as hy wil met iets, maar wat kan hy nou kom doen? Ons moet self opstaan vir ons. So ek wil net sê, as jy wil vir iets opstaan, môre en vandag word weer 1200 babas vermoor. Miskien moet ons by die stembus begin en 'n slag seker maak dat ons vir die Christene stem. Amen. 20 miljoen het gaan stem. 150.000 het vir die Christene gestem. Is ons 'n Christenland? OK, nou is ek klaar met daai dinge. Kom ons kom hier. Hier praat die Here. En dan sal ons bid van moeder. Hy sê in Psalm 139 vers 13. Want U, God, het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. God ken jou. Is dit reën? Ja. Reën dit by julle ook so? In April by ons, sê AI, was daar nog een keer gereën in die geskiedenis en dit was 3 mm. Ons trek oor die 300. Ons Turksvye bid net, dat dit nie vrot nie. Ons krokodille lê buite. Die damme is vol. En dit is baie gevaarlik in die winter om in plassies te lê. Ek boer met krokodille. Dis 'n Christelike dier. Hy stry nie oor die doopie. Hy vat jou water. Net so, by the way, net as ons party. Die Here het sy tyd. Die Here het sy tyd, dan sal ek ophou rook en ophou drink. Ek kuier nou die aand by 'n ou, ek dink dit is Vrydag aan. Jou seker ook ramme hier. Sy naam is Toy. Nou kuier ons by die ouers braai snoep. Ek vra rook jy, ja. Die Here het sy tyd wanneer hy my sal vrymaak. Vang julle op hierso. Ja. Ek hoop nou nie Toy sien dit nie. Toy, is jy miskien in die gemeente? Hand op. Daar's Toy. Sorry, hulle Toy. Man, ek het nou vergeet jy's hier binne, hoor. En die volgende dag hier kom sy chommy aan, Nico. Hy sal die vorige aand saam kom snoep draai. Hy drink hom onder sy girl uit. Maar in elk geval, nee, Nico, ek spot, ek weet nou nie hoe ek joke hom nou, ek ken nie vir Nico nie. Nico se girl het nou hier gestaan. Ek is nou maar net met hulle doenag. En hier kom Nico aan. Ek sien op sy oë en op Toy se oë, God het hulle al lankal terug vir sielewenners geroep. Yes. Hulle hou hulle op met nonsens.
Die een met brandewyn in die hand, die een met sigarette. Man, ek gaan hulle nie spaar nie. Hulle kan my nie slaan nie, ek was 'n rolstoeier. So ek sê hulle sommer, God roep julle, wanneer het julle so direk gehoor? Nico, jy's 'n smart ou. Ek hou meer amper van jou as van Toya. Maar okay, kom ons los dit daar. Mense, lees my tussenin en kry die woord. Hoor wat sê die Here voor jou moeder van jou geweet het God jou al geweef. Ag, niemand hou van my nie. 'n Ou sê eergister. Hy sit op 'n begrafplaas. Hy sal die video kyk, hy kyk alles. Daar in Botswana. Oom Rooie, ek verlang my vriende, nou sit 'n drinkie op die begrafplaas op die graf. Ek gaan my nou ophang. Ek sê gebruik dit dik genoeg. Nou, ek het nou nie so gesê nie. Sal dit daarom nou nie doen nie, maar hoor gou mooi. En as iemand van selfmoord verloor het, ek voel daai seer vir jou. Ek werk met sulke gevalle. Maar dit is nie die oplossing nie. Die oplossing is Jesus. Maar hoor nou sit hy daar. Oom Royce, ek verlang my vriende. Oom Royce, ek gaan nie terugkom nie, want Wally gaan my regeer. Maar ek is lief vir oom. Nou gaan hy so aan vir 3 ure. Ek het nie die tyd om met 'n brandewyndrinker wat nie eers daai geld vir God wou gee om Bybels te koop nie, maar hy het geloop om brandewyn te koop. En nou wil hy met my tyd ook nog sit en mors. Ek vra maar net, as jy drink, ek glo nie jy's 'n drinker volg. Maar as jy drink, tel gou die laaste 3 maande se geld vinnig op wat jy gedrink en gerook het. En dan vra jy vir my of jy dieselfde bedrag vir Bybels en traktaatjies gegee het vir God. En dan kan ek vir jou sê of jy Lucifer dien of die Here. Is dit die waarheid? Lieg ek? Toe lieg ek. As 'n ou onder druk is 'n hesterkap om met. Want onthou nou, sy was die lelikste girl gekies. Nou moet jy weet, hoe voel sy oor hom? Jy bring my na 'n kerk toe wat ek so behandel word. Hier is oulike mense daai. As ek lief raak vir iemand, dan raak ek so. Ek is nou net met hulle te doen. Want ek kan in 'n oomblik lief raak vir mense. Maar net so kan ek in 'n oomblik hoe sê my vrou laasweek, jou agterend, sy het net nie so gesê nie, in 'n krulruk. Maar dan kom ek aan binne 2 minute reg. Okay. 2 minute is lank. Vra vir eers. As hy onder tik is en jy slaap laat, wat kom gou hierso. Kom gou. Jy sê, hoe moet jou vrou lyk? Nee, kom staan nie, kom. Jy was nou slim vanoggend toe jy opstaan. Toe sê jy vir Wally, ek stap nie daar uit vandag nie. Ek soek 'n vrou. Het jy dit nie gesien? Okay, eers rook jy nog. Hoe lank terug het jy opgehou? 3 dae. Okay, prys die Here. Drink jy nog? Nee. Hoe lank terug het jy opgehou? 2 jaar. Het jy al tik ingesmokkel by School of Fire? Nou wil ek weet, want jy's in die kerk, hoeveel pakkies? Baie ou. Wie het almal gebruik? Tian? Okay, kom stop die name. Luister hier, praat gou. Dit was so lekker om gister met jou ma te praat. Sy ma blom op die video. En dit gaan nie om dat hy by rooi is, sy weet hy's nou by die Here. Hy het haar soveel hartseer gegee. Maar praat jy gou. Ek gaan sit net so 'n bietjie. Miskien preek ek weer, ek gaan aan. Sê net dis jou eerste keer wat jy praat. So chill hom almal. Julle kan maar skree amen en boe. Okay, gaan aan. Okay, ek wil net 'n bietjie praat oor kerkklasse te verslaafde. Ek seker ek was 17 gewees toe ek begin met dit. Ja, ek het my ma baie seer gemaak, ek het gesteel, ek het haar gevloek en ja, alle slegte dinge gedoen. En ja, vandag kan ek sê maar vandag is baie trots op myself. Amen. Die Here dien daarvoor. Ja. Is jy klaar? Amen. Ga jy nie kollekte opneem nie? Jy het vanoggend gesê jy gaan kollekte opneem. Ek is so trots op hierdie ou. Ek roei lank.
Hierdie is 'n verskriklike sterk leier. Julle sal weer van hom hoor oor die wêreld. Yes. Ek kry 'n rehab. 'n Rehab maak mense skoon en hulle kry hulle nie skoon nie. Ja, Google sê 2% van die wat skoon uitgegaan het, net 2%. Soos geldmors. Ek sê dit vandag vir julle. Die mense moet by God uitkom. Maar so ek het nie 'n rehab nie, maar ek is net moeg om te verduidelik as hy om my bel. Ek hoor julle te rehab, maar blyk my net stil. Ons het 'n restaurasieplek. Ons doen dit in Jesus se naam. Amen. En ons het baie goeie alarms voordat jy jou kinders na ons toe stuur. En as die man vir my kom sê, dis nou die 3de dag, dis toe hy vragtik ingesmokkel het. Dan staan so ou nie op nie. So hoor maar Roy se foute vanoggend ook. Wat doen Roy? 9:00 die oggend. Waar is jy? Nee, hy slaap. Hy staan nie op nie. Die volgende oomblik het hy 'n besonderse alarm wat op sy ore afreën. Van daai dag af. Hoekom kom die deurbraak na so iets? Ek wil dit altyd weet. Hoekom moet daar eers 'n ontploffing wees voordat die deurbraak kom? En nou is ons spelling. Ek sê hom vanoggend. Hy kom vanoggend, hy sê oom, hier in die huis het ek baie koper gesien. In die koperpypies gesien en goed. En hy wil toe nou begin afval daar, toe vang ek hom oor. Ek het hom daar, as jy iets weg is nie ek 'n Wally nie, is hy wat dit gesteel het. Okay. Hy het tot jou foto gesteel om te gaan sê hy het ook 'n ma. So, ek sê maar net. Okay, maar ons los dit daar. Luister hierso. Kom ons praat net so 'n bietjie. Ek gaan nie 'n formele preek hê nie, ek gaan hom so gooi. Maar daar gaan iets wees vir jou. En die ding wat God vanoggend op my hart, buiten wat ek neergeskryf het gesit. Hoekom luister mense nie? Hoor nou mooi. As Cyril Ramaphosa jou nou laat kom, en hy sê vir jou, my vriend, as jy vir my môre daai kar soontoe vat, dan kom jy terug, kyk daar aan my couch en my bank, daar is vir jou 'n paar rand. Jy gaan dit dadelik doen, né? En jy gaan rondloop en sê, Cyril het vir my opdrag gegee. Dit nou nie meer is dit nou skande in ons land, nou of ons nou gaan opgewonde wees nie. Maar hoor gou mooi, as 'n hooggeplaaste vir jou 'n opdrag gee, sê ek het hom ontmoet. Ek het byvoorbeeld vir Zuma ontmoet, en ek sê vir julle, ek het 3 jaar vir hom gebid elke dag, en toe ek hom die dag ontmoet, was my liefde so oor hom. Nie soos, ek wil amper gehad het, hy moet onskuldig wees. Verstaan? Ja, as jy bid vir iemand, raak jy lief vir hom. Vir Julius ook. Ek wil nie my gevoelens op Facebook gesit het nie. Toe almal sê, laat hy straf kry, toe wil ek sê, wat jy geld insamel vir sy appel. Toe weet ek gaan vir Toy ook as 'n vriend verloor. Maar, okay, luister gou, as jy bid vir iemand, gee om vir iemand. Al is hy verkeerd toe, hoeveel moeders bid vir hulle kinders? Dan bel ek daai moeders, dan wil sê hulle, Roy, is jou skuld. Hulle vat nie hulle kinders se skuld. Hulle weet hulle kinders jag nou. Dis Roy en Wally se skuld. Kyk, is daar 'n ou wat pak kry? Is dit nou hy? Kyk, hy man kry pak. Hulle weet nou al, ek hou nie my mond nie. So nou, want ek gaan dadelik live. Ek uitgesort is, gaan ek live. Ek kan nie my mond hou nie. Dan gaan vertel ek, daai tannie het my nou uitgetrap. Ek noem name, ek praat. Hoor nie oor Poppie ekkie. So ek gooi hom pastoor. Maar okay, hoekom kan ek so maak? Is dit omdat ek by die Here is? Is dit omdat ek arrogant is? Of is dit omdat ek baie ryk is? Omdat ek 'n krokodilboer is? Jy sien ek is 'n krokodilboer en ek het nou weer 1300 kleintjies gekry. En 2 kleintjies bring vir my 'n handsak in. En 1 handsak kos R120,000. So, ek het 70 handsakke, maal dit met R120,000. Dis geld. Verstaan jy? So ek kan kom sê net wat ek wil. Maar ek het nou nog net 1 handsak verkoop. En ook nie vir R120,000. So, luister,
Moet tog nou nie uitloop en vir die koerant ander stories vertel nie. Dit was vir my laasweek so soete. 2 jaar terug. Ek was in Poland. In die oggend sien ek hier stryk in die rapport voorblad. Pastoor dryf duiwels uit. Ek sê die mooiste getuienis. En 'n autisme seun genees. En 'n vrou sê, my vrou is op 'n groep. Daai vrou weet dit eers nie. Het julle tyres, ons maak tyres by mekaar, ons brand vandag rooi se huis uit, hy's in Poland. My vrou sê, julle ken vir rooi is, maar seker nie vir my. Julle ken my seker nie, kom met julle tyres. Kom! Okay, hulle was nooit nog met die tyres daar nie. Maar okay, maar kom ek sê vir jou, in hierdie week praat ek met daai seun. En hy's nog steeds gesond. En ek gaan daar op Dave Peppler se site. Want hy sê mens hy glo nie in God nie. En toe las hy ook by die koerant by en hy sê, mense, julle weet ek glo nie, daar's iets nie, maar hierdie man is boos. Toe sit ek daar, ek is so bly Dave dat jy begin glo. Al glo jy dan maar al ek is boos, maar iets glo jy nou. En toe kan ek hierdie week berig, die kind is nog gesond. So wat sê jy nou op RSG? Praat maar van die skilpaadjies en die plantjies. Maar daar's 'n God wat lewe. En dit is hierdie God wat die moeders gemaak het. Daarom staan daar in Exodus 21 vers 15. En hy wat sy vader of sy moeder slaan, moet sekerlik gedood word. Het jy al jou mag slaan? Daar is baie by my wat hulle ouers geslaan het. Baie. Die ou wat so wil selfmoord pleeg, sy pa was weer dronk, dit het hom met huister geslaan. Weet julle wat se seer is in die wêreld? En dit word, mense sê altyd, maar Roos, jy kan hom oor sonde preek. Ek sê, nooit sal jy my by die escort agency. Weet julle wat is dit? Nie maar jy Ford karre koop nie. Hustler shop, weet julle wat is dit? Weet jy nie? Dis waar jy daai kaalboeke kry, wat gevacuum pack is. Want hulle kan nie dat daar suurstof inkom nie, hy kan vrot. Verstaan? Hulle vacuum pack hy boeke. Maar hoor gou mooi. Ek gaan so toe. Praat. Ons loop by plekke. Hustler shop, gate clubs, ons loop by plekke. Want Jesus het gesê, gaan na die gangetjies toe en na die kruispaaie en die agterpaaie en dwing hulle om in te kom. Dis nou die aand op PE en ons gaan by die gate club nou. Dis my eerste keer gewees in 'n gate club. Nou is ek so bietjie ek weet nie wat om doen. Ek loop eers te bar toe. Nou koop ek vir my 'n pink melkie. Nou neem ek 'n selfie van my met my pink melkie in die gate club. Dis ek worry nie wat jy sê. Ek was nou aangekla by die menseregte komitee en ek weet nie, dis snaaks dat hulle alles in die koerant sit, maar wanneer ek onskuldig kom, sit hulle dit in die koerant. Wanneer hulle die saak terugtrek, dan sit hulle dit in die koerant. En hulle dit nou weer teruggetrek. Ek sê vir jou, my God het vir Adam en Eva gemaak, nie vir Adam en Steven nie. Ons moet dit mooi verstaan. 'n Man kan nie pregnant word nie. En bewys dit vir my anderster. Vat my weer hof toe. En dis in my verslag gestaan, ek soek 'n mediese verslag dat julle vir my kon wys waar raak 'n man pregnant. Maar, verstaan ek in die gate club as 4 lessies, girls. Nou dans hulle maar as hierdie blou ligte, hy gooi so, nou gaan staan ek ook tussen hulle. Ek gooi hom so. Hulle noem my nie oom daar nie, en hulle is 20, ek begin geniet dit toe. En hulle noem my nie oom nie. Dat ek 'n traktaatjie, maar hy blou lig as hy so gooi, as sien jy die Bybelvers so. En ek gee vir elkeen. En nie lank toe sit ons daar in 'n hoekie. Sit ek gesels ek met hulle almal. En hulle sê hulle kies Jesus. En die manager sien. Hoor hierdie een. Die manager sien dit en hulle bel die chakra. Nou hoor ek dit. Nou ek is saam met nog studente daar. Maar hulle gaan wag dat ek eers pak kry. En dan gaan hulle help. Is so. Julle gaan eers wag dat ek goed pak kry. Hier kom hy ou aan. Ek is besig om te staan 'n preek buite die gate club, en slaat toe die kameras op.
En ek preek, hier kom stop hy. Kjell sy ou klim uit. So man, so. Ek kyk so nou preek ek kyk nie na hom nie. Ek preek. Hy staan en nou hoor ek hy sê vir die so kort vroukie, hy moet klaar maak. Dan preek ek maar weer. Want nou gaan ek slaag kry. En weet jy, die krag van God kom oor my soos met Saul en met Elia en daai mense. En ek sit hy mic neer en ek draai om en ek loop na hom toe, ek druk my vinger onder sy neus en sê, in Jesus naam, hoeveel keer moet God vir jou sê, hy roep jou en jy luister nie. En hy sak op sy knie, hy begin huil en hy ruk en ek lei hom na God toe en die volgende aand, toe bid hy in die volle evangelie kerk, daar so 'n PE, saam met my vir die siekes. Ek is maar bly dat dit so geëindig. So hoor die kontooi, hoor julle, don't try me. Okay. Luister, moenie dink ek het hier al die mense kry. Nou ja, ek kry pak, ja. Maar daarom nie heeltemal nie. Maar ek wil vir julle, daai Patrick, ek julle sê, hy het my ook met 'n mes getry. Onthou jy? Hæ? Kerels, mense wou alles met mes steek, maar God is so goed. Hæ? In 'n vergadering kom hy met die mes. Maar die Here is so, maar hy is lief vir jou, Patrick. Jy moet volgende keer hy mes sterk maak. Ek wil weet, tussen motors en Okapi messe, wat het die meeste doodgemaak? Okapi mes het 'n geskiedenis in die land. Maar okay, laat dit nou daar. So ek wil vandag vir jou sê, gaan haal hulle by die kruispaaie. Gaan haal hulle. Maar weet jy, dit wat die Here vanoggend vir my gesê het, julle hoor my, julle luister. Ek preek in 'n kerk. En ek preek 'n boodskap. 'n jaar daarna nooi hulle my weer. En ek sê, wat moet ek preek? Die Here sê, gaan krap in jou swart boekies en preek presies dieselfde boodskap. En ek gaan. En in die middel van die boodskap sê ek, hou julle van die preek, dis dieselfde gesigte, niks nie by nie. Ja, dis kragtig. Ek sê nou, julle het dit laas jaar ook gekry. En toe het julle ook gesê, julle gaan iets doen. En niks gedoen. Hier's 'n pastoor wat wil uitgaan. Wat wil straatwerk, hospitaal, alles doen. Hoekom kon ondersteun julle hom nie? 'n Kerk is nie 'n plek vir Sondagoggend om te kom sit nie. Dis nie kerkie. Dis regtig nie kerkie. Ja, dit is dit mis, maar 99%, dis hoe ons lyk. Ons kom daar op 'n dorp. En die persoon wat nou vanoggend dit gedoen het, is hier op jou geskimpie, is hier in my preek. Ons kom daar op 'n dorp. En maar ek weet nie hoekom nie. Oral waar ek optree, jaag mense my altyd af. As hulle my staan hier op, laat jou mense loop. Ja, mense doen dit. En hoor gou mooi, vir jou kan dit 'n grap wees. Vir my is dit, dis my span. Dit is, ons kom sit op 'n plek, ons doen dit. Dit is nie vir ons 'n grap nie. Dit is, ons kry seer elke keer. Is dit die kerkie? Hoor nou mooi. En my kameraman moet opslaan. En hy slaan op. Hy vat 'n uur om op te slaan. Ek kom oom, hy sê, seun, skuif asseblief. Dis my plek, ek sit al 36 jaar hier. Dit irriteer my tot hier toe. As iemand 'n sitplek vir hom toe eien. Dis hoekom 'n plek nie groei nie. Hoekom kinders dood daar buite? Want jy het jou eiendommetjie gekoop. Nee, dit is so. Ek sê nie iemand mag nie op sy plek sit nie. Maar wragtig, as jy sien 'n plek raak vol. En dit is jou plek, dan gaan sit jy op die vloer. Maar hoor gou mooi. En ek is nou nie met vanoggend se storie besig nie, asseblief nou. Ek praat oor hierdie oom. Hier staan dit. Dis my stories. En hierdie oom. Nou my kameraman is baie ongeskik. Ek sit te kyk so eenkant, ek dink, wat kom nou? En hy kyk jy oom so, hy sê, oom, ek dink is tyd vir 'n verandering. Mense, hoor gou mooi, sulke goedjies sit mense af. Pastore sukkel, hulle vrek, sorry vir die uitlating, om mense te kry. Maar as jy by daai deur staan en mense groet, byvoorbeeld, weet nou nie wie vanoggend groet, niks op julle nie, hoor, ek verduidelik dit nou. Maar jy koop môre 'n pakkie 20 Chesterfield.
En hulle sien, dis jy wat groet by die deur. As daar 5 wat sê, kom nie. En hulle sê nie, jy nie, hulle sê die PPK Mamasbury. Vra hulle by School of Fire. Vra hulle by School of Fire. So seentjie en sy ma en pa kom daar. Ook op drugs, word ingeboek. En 'n ingenieur word ingeboek en hy molesteer die kind. Wat word gaan sê, by School of Fire is die kind gemolesteer. En die School of Fire se gesig is hier. Besop, jy's 'n ambassadeur vir Christus. En tree op, hoe laat is dit? Ek het nog nie begin nie. Hoe laat eet ons? Eet ons alweer hier. Laas wat ek hier was, toe gee jy nie vir ons kosie. Nou al... Wie is oulike mense hier nie? So kom ek kan met hulle aangaan. Ek het een keer ook met my aangaan. Ek moet net so wake up wees. Ek sit mense net so af. Want ek het eendag so aangegaan. Toe staan die pastoor se vrou op, toe loop sy uit. Wie jou preek jy daarna? Nie meer lekker. Maar ek wil sê, toe ek nou die dag deurkom ry, toe besef ek, hierdie gemeente gee vir jou goeie salaris. Want ons sit daar by jou op die stoep. Hulle sit nie gewone melk in die koffie nie. Hulle bring kondensmelk. Ek dink nou, hoeveel gooi jy ou nou in, want as jy by grand mense soos hulle is, jy mos nou 2 teelepeltjies kondensmelk, en dit maak jou mos nou net lus. Dit maak jou net lus. Ek sien nou die pastoor se vrou gooi 'n halwe blikkie in. Vir haar. Wat bly nou vir ons oor? Toe laat loop ek ook maar. Toe moet die pastoor uitkrap op jou en. Ek sê ek sal met eendag bely al hierdie ligtery. Maar kom ons gaan dit aan. Hoor gou, ek wil 'n paar gevalle net vir jou noem. Julle ken gevalle, maar ek wil 'n paar noem. Ek vra mammas, jy sit vanoggend hier en daar by TV vang julle op. En jy sê jy smile vir die wêreld, maar in jou binneste sê jy, ek is maar 'n slegte mamma. Want jy onthou die een voorval, toe jy moedeloos was met jou kind en hom in die kop geklap het. Jy onthou die een voorval, wat jy iets gesê het, wat jy nie moes sê nie. Mamma, kan ek gou vandag vir jou sê, ons almal raak 'n bietjie buite onsself. En kan ek nog vir jou ding sê, Psalm 103 sê, as hy jou vergewe het, het hy jou vergewe. Kom nou oor dit, mamma. Dis net jy wat nog so dink. Kan ek vir jou sê, ek het ook altyd rondgeloop. En sê ek is my ma dood, ek gaan haar onderste bo. Dat as sy wakker raak, dieper kan grip. Ek was vieslik. Vieslik, nee, julle moet nou nie lag oor dit, man. Ek kan mos nou nie lieg hier binne in die kerkie, dis goed wat ek gesê het. Verstaan so, en nou julle wat maas verloor het, dis nou nie om te spot met julle nie. Ek het dit gesê. En weet jy wat? En ek glo my ma was bitterlik baie lief vir my, maar vergeet daai deel. Maar ek wil vandag vir julle sê, ek sit elke dag, vra hulle as op Krokshop se stoep sit, ons winkelstoep. Dan sit ons so 60 dae. En ons begin praat oor pa en ma's. Ek wens ek kan dit eendag opneem, maar kan dit nie vir die buitewêreld speel nie. Dit sal chaos veroorsaak. Uit hulle seer uit, dan begin hulle die seer ook veroorsaak, maar uit hulle seer, dan moet jy hoor wat word van pa's en ma's gesê. Dat ek so na 10 minute sê, okay, dit was nou eers weer genoeg. Ek bedoel, hier sit 'n man, ek is op kamera, hier sit 'n man, as jy 'n pa het wat 'n pastoor is, dan is jy daaraan bly. Want pa sal mos dan die vrug van die Gees hê. En pa sal mos na my kyk. Sy sussie is by my geleer vir pastoor. Daarna School of Fire gegaan, hulle was 5 jaar. Daar man ook ontmoet. Pa sal mos omgee. Toe kom studeer hy. En die dag toe sy sussie haar diploma kry, met 'n smeekery, kom pa toe vir die eerste keer te voorskyn. Die pastoorpa. Hy het hom 12 jaar laas toe gesien. Hy sit daar en die pa gee hom nie 'n drukkie. En ek kyk daai koek en tert. Mense, as daar iets is waaroor ek gaan ontplof. Ek werk elke dag met dit. En ek dink, jy's 'n verdomde pastoor, kan jy nie opstaan en jou kind
'n drukkie gee nie. Hy het toe daarna. Hy het net te sterk gelyk, anders het ek daai tert in sy gesig gedruk. Sorry. Hy kan luister, hy weet ek gesê dit. Hy het 'n kerk vandag nog. Hy moet trots wees hoe hierdie kind preek, man. En hoe hierdie kind uitstyg. 10 jaar nou by die Bybelskool. 5 jaar is hy die hoof van School of Fire. Kan ek gou vir julle sê hoe dit geraak? Jy moet trots wees. Maar jy is nie trots nie, man. Hoor gou mooi. Sulke goed pla ook. Hy kan sê wat hy wil. Hy was 'n Walde Grobler. Ou sien ek op Facebook, hy's Wally Stein. Dis wat gebeur. Dan kry jy vir Johanne van later. En mense wat in jou belangstel. Nee. En jy spreek vry. Jy hou nie dit nie. Ons loop ook met seer. Maar kom ek sê vir julle, hoe kom hy by my? En nou moet ek gaan nou nie die woorde gebruik. Jy vloek ons nie. Maar ons het nou ongelukkig een woord, GAT, wat ons gebruik. Wat ook lelik is. Dis veeltaal. Moet nie dit gebruik, maar dit gebruik ons. Verder gebruik ons die ander woorde nie. Maar ons moet 'n woord gekry het. Want ons werk met rowwe mense. Maar hoor gou mooi. Hy kom by my 10 jaar terug. En vandag wil ek vir jou sê wat nêrens in die lewe kom nie. Volg nou sy voorbeeld. Hy kom daar saam met sy ma van die aar af. En hy sê week daar en daar. Ek gaan nou maar eers. Hy loop om my nag weg. Hy jy weggehaal, geloof nie, jy het nog. En hy loop weg. Laasweek het 3 weer weggeloop, gevang hulle. Maar in elk geval, nou sê die 3. Ons het nie eintlik beplan om weg te loop. Hoe loop jy weg, maar jy het nie beplan om weg te loop? Maar oké. Nou waar hy? 'n jaar daarna, ek onthou nog die boom in Bloemfontein waar ek by verby gery het. So impak het dit op my gemaak. Bel sy maar, Awalde wil terugkom. Ek gooi amper ek het ongelukkig daai geaardheid om nie vals te wees nie. Ek sê om wat te maak? Sy sê wil nou leer vir 'n pastoor. Ek sê laat hy op 'n ander plek gaan leer. Ek kom daar, hier sit hulle. Ek sit voor hom oor 'n tafel, ek sê, wat wil jy bereik? Hy kyk my so in die oë, hy sê, oom, ek wil School of Fire eendag oorvat. Ek spring op. As hy tafel aan was, het ek 'n man aangeraak. Ek noem daai GAT woorde vir 6 keer. En ek sê vir hom hoe keelvol ek is. En ek sê, jy's 'n slop. En ek vertel hom klomp goed. Hy's nou al 5 jaar die hoof uit School of Fire oorgevat. School of Fire oorgevat. Ek sê nou vir julle, ek moet toestem en vra, kom ek daar. Hy's deesdae, hy's hootie. Ek kom, kan ek, oom, wag. Nou eers so. Nou moet ek luister. Is dit nie 'n voorbeeld? Wil jy nie vanoggend 'n besluit neem en jou slapheid los en sê nou gaan ek dit doen? Jy weet daar's ouens wat kan getuig. Here, ek bid vir 'n trekker, toe kry hulle 'n trekker. Here, ek bid vir skaapvoer, toe kry hulle skaapvoer. Maar hulle wil vir God nog steeds nie sigaret los nie. God gee vir hulle al hierdie goed. 'n Trekker, 'n skaapvoer, al hierdie goed. Maar Here, wag nou, u het hierdie goed vir my gegee, nou ek sal nog aanhou rook. Waar preek ek te lank? Of is julle kwaad dan? Dan is julle alright. 'n Afspraak. Julle moet geseënd wees, hoor. Hoe laat is dit? Nee, is nog ver voor 3. Die pastoor het my geboek tot 3 uur. So, okay, ons gaan klaar maak. Don't worry. Ek sien dit raak laat. Ja, nou al hierdie stories los. Kom ons kyk. Okay. Nee, ek gaan nie. Ek is nou so kwaad. Nee, ek het julle mos nou die storie vertel van die ou met die skaap. Het jy al gedink jou skaap is honger in 'n kraal? En God stuur voer. En al wat God vir jou vra is, wil jy nie net die sigaret los? Dink nou 'n bietjie. Die omruiling, is dit iets moois? Maar okay. Ons gaan nie skimpie, ons moet preek. Miskien is dit 'n ware verhaal. 'n Mens weet nooit. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ons het nog nie by die preek uitgekom nie.
Maar ek weet iets uitgekom by wat u wil. Laat ons mekaar lief hê. Laat ons vir mekaar omgee. Laat ons vir 'n siel lief wees. Laat ons dink, hoe kan ons siele bereik? Here my God, raak ons nou aan deur die Heilige Gees, op hierdie oomblik. Bly sit net so. Kan iemand vir ons net liggie speel? Wie speel hier agter die ding? Jy speel okay. Speel net gou vir ons so liggies, net saggies. Ek weet nou nie hoe julle altyd dit werk nie, maar is dit reg? Dankie. Vader, ek wil tog vanoggend om vra. En ons gaan nie die ding uitreik nie. Want u Heilige Gees hoef nie lang tyd te hê nie. U wil net sien wie sê so. En daarom wil ek 2 uitnodigings maak. As jy ongered is of twyfel of jy hemel toe gaan, dat jy vandag jou hand sal opsteek en laat sak. Steek gou op jou hand. Dankie, Alma af. Dankie. Wie is daar nog? Dankie. Nee, steek hom op, moenie skaam wees nie. Okay, dankie. Dankie. Dankie, Alma af. Is klaar? Dankie. Is daar nog iemand wat net wil seker maak? Jy het 'n mooi lewe, maar jy wil net seker maak. Of jy het dankie. Dankie, daar gaan dit mooi op. Is daar nog? Onthou nou, as jy nie nou jou hand opgesteek het, dit beteken dat jy's gered. Dit beteken jy doen maar in Matteus 28 vers 19. Jy verkondig die evangelie. Al is dit nie op 'n platform nie, maar elke dag verkondig jy. Want jy's mos nou gered. So die tweede uitnodiging gaan ek nou net vra vir daai om ons te kom vertel op die mic. Wat het jy hierdie week, waar het jy verkondig, jy's mos gered. Want as jy gered is, moet jy dit kan doen. Die wat nou hulle hande opgesteek het om te sê ek neem Jesus aan, kom net gou hier na my toe. Ek wil vir julle bid. Ek gaan nie vir julle individueel bid nie, ons gaan 'n gebed. Kom gou. Nie skaam wees nie, kom. Kom gou, moenie skaam wees nie. Dis mense wat nou baie worstel. Julle weet wie's dit? Want julle steek julle hand op, hè. Hoe kan 'n mens skaam wees om God te kies? Dis party mense as steek hulle op by vryvol hulle hare. Ek kan jou nie spaar, ek sê jou reg. As jy vir Jesus wat se bloed gevloei het, dink jy so min van hom. Om te skaam te wees om te sê ek kies hom. So ek vra jou weer, wil jy kom, want die hel is vanoggend vol mense wat nog wou hulle hande opsteek. Hoe kan jy so maak? Vir die koning van die konings, vir die Here van die Here. Nee, ek weet nie of ek jou wil kies nie. Ek gaan nie jou please nie. Wanneer jy die hel se poorte instap, moet jy weet daar's iemand wat dit vir jou gesê het. Dankie vir elkeen wat uitgekom het. Nou wil ek vra voordat ek bid, God praat nou met nog mense. Wil jy nie uitkom, hier gaan nie iets snaaks gebeur hier voor nie. Ons gaan net 'n gebed doen. Is daar nog iemand? Nog iemand? So almal wat sit, lewe 'n lewe vol van die vrug van die Gees. Julle dien die Here. Dankie. Jy is 'n eister. As jy nou nie uitstap. Kom jy. Kom staan hier by my. Ek like jou man. Jy's 'n evangelis. Wat is jou naam? Staan net daar. Jy's 'n eister. Om nadat ek so klomp goed praat, skielik op te staan, is nogal, jy's 'n eister. Is daar nog eisters wat wil gou kom? Okay, dan sien nog nie. Dankie. Jy man, ek like dit. Ek like dit. Prys die Here. En dan wil ek vra, is daar miskien iemand, as jy die volgende voel, ek is altyd reg. Jy kort redding. Jy is reeds reg. Jy kort redding, wil jy nie ook maar uitkom nie? Okay. Wally, ek en jy stry sê jy altyd jy's reg. Wil jy nie uitstaan nie? Okay. Kom ons bid saam hierdie gebed. Dis 'n kontrak wat ons met God aangaan. Nou van julle dien die Here, maar ons maak dit seker. Nee. Kom ons doen dit hardop. Sê Here, ek kom nou na U toe. Ek is 'n sondaar. Maar ek gee my lewe vir U. Ek glo Jesus Christus
Jesus Christus, is God se seun. God se seun, Kom woon in my, kom woon in my, red my, red my, vul my met die Heilige Gees. val my met die Heilige Gees. Amen. Hoor nou mooi. Baie mense het al sulke gebedjies gebid wat vandag nie hel is. Dis waar. Want hulle het hom gebid en daarna niks gaan doen. Jy moet nou Bybel lees. Dis die liefdesbrief wat God vir jou gegee het. Jy moet nou God se aangesig soek. Jy moet worship musiek opsit en jy moet 'n plek kry waar jy kan aanbid. En dis jou plek waar jy vanoggend mos